Luisteraars, ons lees vanmôre uit die Ou Testament, Genesis hoofstuk 44, vanaf vers 1. Josef se silwerbeker in Benjamin se graansak. Toe beveel Josef sy hoofamptenaar, maak die graansakke van die manne vol met net soveel kos as hulle kan vervoer, en sit elkeen sy geld bo in sy sak. En my beker, my silwerbeker, moet julle bo in die sak van die jongste sit, saam met die geld vir sy graan. Die hoofamptenaar het gedoen wat Josef gesê het. Ligdag die volgende môre is die manne toe weg met hulle donkies. Hulle was nog nie ver in die stad uit, en toe sê Josef vir die hoofamptenaar, kom, sit die manne agterna, en as julle ingehaal het, moet jy vir hulle vra, waarom beantwoord julle die goeie met die slegte? Dis die beker waaruit meneer drink en waarmee hy voorspellings doen. Dis 'n lelike ding wat julle gedoen het. Toe die hoofamptenaar hulle ingehaal het, het hy dit alles vir hulle gesê, maar hulle het vir hom gesê, waarom sê u so? Nie een van ons sal so iets aanvang nie. Die geld wat ons die vorige keer in ons graansak ontdek het, het ons uit Kanaan uit vir u teruggebring. Waarom sou ons dan goud of silwer uit die huis van u hoof steel? Die een by wie u iets van u hoof gekry het, kan doodgemaak word, en ons sal dan u slawe word. Die hoofamptenaar het geantwoord, goed en reg, dit sal wees soos julle sê, maar net die een by wie die beker gekry word, sal my slaaf word, julle anders sal onskuldig wees. Toe het elkeen gou sy sak op die grond neergesit en het oopgemaak. Die hoofamptenaar het dit deurgesoek. Hy het by die oudste begin en by die jongste laaste uitgekom en die beker in Benjamin se sak gekry. Toe skeer hulle klere. Elkeen het weer sy donkie gelaai en hulle het omgedraai stad toe. Juda en sy broers het by Josef se huis aangekom. Hy was nog daar. En toe val hulle op die grond voor hom neer. Josef het vir hulle gesê, waarom het julle dit aangevang? Julle weet tog dat 'n man soos ek voorspellings moet doen. Juda het geantwoord, wat kan ons vir meneer sê? Wat kan ons antwoord en hoe kan ons onsself verontskuldig? God het ons sonde aan die lig gebring. Hier is ons is meneer se slawe, ons almal saam met hom by wie die beker gekry is. Toe sê Josef, dit laat ek nie toe nie, die een by wie die beker gekry is, sal my slaaf word, en julle kan ongehinderd na julle pa toe gaan. Maar Juda het nader gekom na Josef toe en gesê, asseblief tog meneer, laat ek tog net een keer iets sê, moet tog nie vir my kwaad word nie, eers soos die farao self. Meneer het ons gevra of ons pa nog leef en of ons nog 'n broer het, en ons het vir meneer gesê, ja, ons pa is oud, en op sy ou dag het hy nog 'n jong seun, wie sy broer dood is. Die seun is die enigste wat van sy ma oorgebly het, en sy pa het hom lief. Maar hy het ons gesê, ons moet hom na u toe bring, sodat u hom kan sien. Toe het ons vir meneer gesê, die kind kan nie van sy pa weggaan nie, en as hy weggaan, sodat sy pa sy dood beteken. Maar hy het vir ons gesê, u wil ons nie weer sien as jongste broer nie hierheen kom nie. En toe ons weer terug was by u onderdaan ons pa, het ons hom vertel wat meneer gesê het. Toe ons pa later weer vra om vir ons 'n bietjie kos te gaan koop, het ons vir hom gesê, ons kan nie gaan as die jongste broer nie by ons is nie. Net as hy saam gaan, kan ons gaan, want as ons jongste broer nie by ons is nie, sal die man ons nie weer daar ontvang nie. Toe het u onderdaan, ons pa, vir ons gesê, julle weet my liefdesvrou net 2 seuns vir my die wêreld gebring. Die een is van my al weg, en ek moes aanvaar dat 'n roofdier hom opgevreet het, en ek het hom tot nou toe nog nie weer gesien nie. As julle nou nog hierdie jongste van my af wegvat en hy kom iets oor, sal julle my in my ouderdom laat sterf en van verdriet. Wanneer ons dit by ons pa terugkom en die seun aan wie ons so geheg is nie by ons nie. Ja, as hy moet sien, die seun is nie daar nie, sal hy sterf. So sal ons pa, wat 'n ou man is, van kommer laat sterf. Juda het verder gesê, ek het vir my pa gewaarborg, dat die seun sal terugkom. Ek het beloof, ek sal altyd by my pa in die skuld wees, as ek die seun nie terugbring nie. Hou my daarom nou hier as meneer se slaaf in die plek van die seun, maar laat hy saam met sy broers teruggaan.
Hoe kan ek sonder die seun by my pa aankom? Ek sal dit nie kan verdra om te sien dat so 'n smart hom tref nie. Hierdie gedeelte Genesis hoofstuk 44, 'n aangrypende verhaal. 'n Verhaal van Benjamin en Josef, die twee broers. Ja, en die broers wat lank terug vir Josef verkoop het. Uit sy pa se lewe laat verdwyn het. Omdat hulle jaloers was, kwaad was vir hom. Na sy drome van gerwe wat voor hom buig. En ander drome wat van die maan en die sterre wat voor hom buig. En tog sien ons dat die Here dit lank terug so bewerk het dat Josef juis vir 'n rede verkoop moes word. Egipte toe moes gaan, om juis nou in hierdie stadium weer sy eie mense in die lewe te hou. Maar dat dit waar geword het, die drome wat God lank terug aan hom gegee het. En so weet ons, God is almagtig. Dit wat hy voorspel, sê gaan gebeur. Hierdie gedeelte, Genesis hoofstuk 44, die hele hoofstuk van Benjamin en die silwerbeker van Josef.